Petrus staan op Pinksterdag voor 'n skare mense wat net getuie was van iets wat hulle nie kon verklaar nie. Vuur, wind, tale. Die uiterlike tekens was dramaties, maar Petrus wou hê hulle moet nie by die tekens bly staan nie. Hy weet daar is iets groter, iets oneindig belangriker. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal verlos word. Haal hy die profeet Joël aan, daar in Handelinge 2 vers 21. Dit is een van die eenvoudigste sinne in die Bybel en een van die mees revolusionêre, want elkeen laat geen ruimte vir uitsonderings nie. Nie vir die wat te ver gedwaal het nie, nie vir die wat te min gedoen het nie, nie vir die wat te veel gedoen het nie, en nie vir die wat self dink hulle verdien dit nie. Petrus haal Joël aan, 'n profeet wat eeue van tevore geskryf het vir 'n volk in nood. En Paulus herhaal dieselfde waarheid in Romeine 10 vers 13, asof God wil seker maak, ons hoor dit 2 keer. Die uitnodiging is oop. Dit was nog altyd oop, dit bly oop. Die wonder van Pinkster is nie net dat die Gees gekom het nie, dit is dat die deur van vergifnis vir almal oopgegooi is, Jood en heiden, man en vrou, oud en jonk, geleerde en eenvoudige mense, slawe en hulle meesters. En die uitnodiging geld vandag nog. Dink vir 'n oomblik aan jou eie naam in die sin, elkeen. Dit sluit jou in. Die vergifnis wat God aanbied, is nie 'n fabelofte vir mense oor die algemeen nie. Dit is persoonlik. Dit is vir jou, vandag, op hierdie oomblik. Het jy al werklik stil gestaan by wat dit beteken dat God jou vergifnis aanbied? Nie omdat jy dit verdien nie, maar omdat hy dit uit genade gee. Laat hierdie waarheid vandag meer as net 'n teks wees. Laat dit iets word wat jy in jou binneste, in jou hart voel. Roep die naam van die Here aan. Die uitnodiging staan oop. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U ons elkeen ook geroep het en uitgenooi het en dat ons deel van daardie elkeen kan wees wat U naam aanroep. Here Jesus, ons het geweet en ons weet dit nog steeds, ons kan nie onsself red nie. Dankie dat U ons redder is, ons verlosser en dat U ons sondes vergewe het. Ons prys U daarvoor. Amen.